Die evangelie volgens Johannes hoofstuk 21. Hierna het Jesus by die see van Tiberias weer aan sy disippels verskyn, en dit is hoe hy verskyn het. Saam daar by mekaar was Simon Petrus en Thomas, wat bekend staan as Didymus, Nathanael, van Kana in Galilea, die seuns van Zebedeus, en nog 2 ander van sy disippels. Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan visvang, en hulle sê vir hom, ons gaan ook saam met jou. Hulle het uitgegaan en in die boot geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang nie. Teen dagbreek het Jesus daar op die strand gestaan, maar die disippels het nie geweet dit is Jesus nie. Jesus vra hulle toe, my kinders, julle het seker niks om te eet nie. Hulle antwoord hom, nee. Hy sê toe vir hulle, gooi die visnet uit aan die regterkant van die boot, en julle sal iets kry. Hulle gooi dit toe uit, en vanweë die groot klomp vis, was hulle nie in staat om dit in te trek nie. Daarop sê die disipel, die een vir wie Jesus liefgehad het, vir Petrus, dit is die Here. Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy boekleed omgebind, want sy bolyf was kaal, en in die see gespring. Maar die ander disipels het met die skuit gekom, en die net met die visse gesleep, want hulle was nie ver van die land af nie, net ongeveer 200 el. En toe hulle aan die land kom, sien hulle daar 'n koolvuur gereed, en vis wat daarop lê, en ook brood. Jesus sê vir hulle, bring van die visse wat julle nou net gevang het. Simon Petrus het toe aan boord gegaan, en die net vol groot visse op die land getrek, 153, en hoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Jesus sê vir hulle, kom eet ontbyt. Niemand van die disippels het egter gewaag om hom te vra, wie is u nie? Want hulle het geweet, dit is die Here. Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle, en so ook die vis. Dit was reeds die 3de keer dat Jesus aan die disippels verskyn het, nadat hy uit die dood opgewek is. Toe hulle klaar was met ontbyt, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle? Hy sê vir hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, laat my lammers wei. Hy vra hom weer 'n tweede keer, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Hy sê vir hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, pas my skape op. Hy vra hom die 3de keer, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat hy hom die 3de keer gevra het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles, u weet dat ek u lief het. Jesus sê vir hom, laat my skape wei. Amen, amen, ek sê vir jou, toe jy jonger was, het jy self jou gordel vasgemaak, en gegaan waar jy wou, maar wanneer jy oud word, sal jy jou hande uitsteek, en iemand anders sal jou gordel vasmaak, en jou bring waar jy nie wil wees nie. Hy het dit gesê, om aan te dui, deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik. En nadat hy dit gesê het, sê hy vir Petrus, volg my. Toe Petrus omdraai, sien hy dat die disipel vir wie Jesus liefgehad het, hulle volg. Die een wat ook tydens die maaltyd teen sy bors aangeleun en gevra het, Here, wie is dit wat u gaan verraai? Toe Petrus hom sien, vra hy vir Jesus, Here, maar wat van hom? Jesus sê vir hom, as ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat het dit met jou te doen? Volg jy my? Die gerug het toe onder die broers versprei, dat daardie disipel nie sou sterf nie. Jesus het egter nie vir hom gesê, dat hy nie sou sterf nie, maar as ek wil hê, hy moet bly totdat ek kom, wat het dit met jou te doen?
Dit is daardie disipel wat van hierdie dinge getuig en hierdie dinge geskryf het. En ons weet dat sy getuienis geloofwaardig is. Daar is nog baie ander dinge wat Jesus gedoen het. As dit een vir een neergeskryf sou word, sou die wêreld self, dink ek, die boekrolle wat geskryf sou word, nie kon bevat.